Goeiemôre almal. Dit is goed dat ons weer saam mag wees vanoggend en welkom ook aan enige besoekers hier by ons. Net die informeer vooraf en dan sal ons die res van die afkondigings na die diens deurgee. Ons bly in ons gebede dink aan die lidmate daar by Dink Postman Matthys. Ons dink ook veral aan die Marie en aan die Helm wat in die binnekant van die Matthys is. Frans Marx het Vrydag vir 'n breekoperasie gegaan. Dit klink my dit was suksesvol gewees en ons bid vir hom 'n spoedige herstel toe. Ons dink aan Tannie Teresa Marx wat onlangs vir mediese toets ondergegaan het daar in Johannesburg. Binnekort met sy verdere toets ondergaan hier in Bloemfontein. En dan dink ons ook aan haar seun en sy gesin en so ook aan Chokkie met die tyd na die chemoterapie. Ons matrieks begin binnekort met hulle eindeksamen. In 'n jaar wat so die mekaar is dit 'n groot gebeurtenis vir hulle. En ons bid dat die Here dit sal rustig maak en ons sal help om te kan leer, om ook met vrede te kan gaan skryf. En dan kondig ons ook af dat een van ons professore by die teologiese skool, Prof. Lekgete Moretsi, dat hy met COVID in die ICU aan Potchefstroom opgeneem is. Ons bid vooral vir voorbereiding vir hom, waar hy ook ernstig siek is. Welkom ook aan ons lidmate daar by Dink Postman Matthys wat so inskakel van daar af en dan ook aan elkeen wat deur die klank of die video-opname saam met ons is. Ons begin hierdie ontmoeting met die Here deur saam te sing, lied 151. Ons kan staan hiervoor, dan ontvang ons die Here se seën daarna en dan sing ons weer saam Psalm 23. Kom ons staan en sing ons die lied. Die liefde van God ons Vader, en die genade van ons Here Jesus Christus, en die gemeenskap van die Heilige Gees, is met ons. Amen. Psalm 23 vers 1 en vers 3. It's
ons bely ons gehoorsaam. Ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, met die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan, het op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ons glo in die Heilige Gees. Ons glo aan die heilige algemene Christelike kerk en aan die vergewing van sondes, die opstanding van die dooies en die ewige lewe. Amen. Net 'n belangrike punt wat ek beantwoord nou uitgelos het. Ons glo ook aan die gemeenskap van die heiliges. Dit beteken dat ons ook aan mekaar gebind word deur dieselfde Gees. Kom ons luister na die Here se gebed. Ons luister weer na Deuteronomium 5. En dan lees ons ook 'n gedeelte uit 1 Petrus. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê. Jy mag nie vir jou 'n beeld of 'n afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou. 6 dae moet jy werk. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daarom dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Die 5de gebod: eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie met ander se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Dis die 10 gebooie. In 1 Petrus 2 vers 18 en verder doen ons die volgende: Bediendes of werkers, onderwerp julle in die nodige ontzag aan julle werkgewers, of hulle nou goedhartig en vriendelik is of onredelik. Dis genade as iemand die pyn van onverdiende lyding verdien, omdat hy aan God getrou wil wees. As jy gestraf word wanneer jy oortree het, wat 'n verdienste is daar as jy dit verdra? Maar om lyding te verdra wanneer jy goed doen, dit is genade van God. Dis hiervoor is jy ook geroep.
omdat Christus self vir julle gelei en so vir julle 'n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. Hy het geen sonde gedoen nie, en uit sy mond het daar nooit 'n leuen gekom nie. Toe hy beledig is, het hy nie terugbeledig nie. Toe hy gelei het hy nie gedreig nie. Maar alles oorgelaat aan hom wat regverdig oordeel. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Julle het immer so skape rondgedwaal, maar nou het julle teruggekom na julle herder en die bewaker van julle lewe. Ons antwoord op die Here se wet deur saam te sing. Ons sing Skrifgedeelte 9:4. Dis 'n bereiding van 1 Korintiërs 13. Praat ek mense enkele tale. Daar is 'n lied van dit ook. Kom ons sing in die bereiding en daarna gaan ons bid voordat ons na die Here se woord luister. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, Here, dankie dat ons vandag weer hier by mekaar mag wees. Here, dankie vir die woord. Ons wil vanoggend soos skape wat na 'n herder toe kom, na U toe kom vir versorging. Here, om weer herinner te word aan die liefde en die genade. Vader, maar ook dat U ons kan voed met U woord. Here, ons wil bely dat wanneer ons gebed hoor, dan besef ons hierdie is dinge waarna ons elke dag stoei. Dalk nie altyd so uiterlik, maar in ons harte. Here, U ken die gevoelens wat ons in ons harte koester. U ken ons verhoudings, U weet hoe ons vriendskappe lyk. U ken ons huwelike. Here, wil ons help om te verstaan wat die krag van U genade is. Sodat ons juis mag leef as U kinders. Mense in wie ander U lig kan sien. Here, wil U ons harte nou oopmaak soos wat ons U woord oopmaak. Sodat U Gees ook met ons mag praat. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Blaai gerus saam met my na Johannes 10. Ons is steeds besig met ons reeks oor die ek is uitsprake, deel van ons fokustyd. In hierdie gedeelte kry ons 2 van hierdie ek is uitsprake. So kinders, as julle aanhou om daai boekmerkies in te kleer, en julle eintlik twee eintlik vir hierdie week. Julle sal nou hoor watter 2 dit is. Ons lees vanaf vers 1 tot vers 21, Johannes 10 vanaf vers 1 tot 21.
verseker ek julle, wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder. Vir hom maak die hekwagter oop, die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, maar van hom af weghardloop, omdat hulle nie die stem van vreemdes ken nie. Deur hierdie beeld het Jesus met hulle gepraat, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy vir hulle wou sê nie. Toe het Jesus verder gesê, dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en weide kry. 'n Dief kom net om te steel en te slag en uit te roep. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. 'n Huurling is geen herder nie. En dis nie sy eie skape nie. As hy 'n wolf sien, los hy die skape en hy hardloop weg en die wolf vang die skape en jag die klop uitmekaar. Hy is 'n huurling en bekommer hom nie oor die skape nie. Ek is die goeie herder, ek ken my skape en my skape ken my. Net soos die Vader my ken en ek die Vader ken, en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister. En hulle sal een kudde wees met een herder. Die Vader het my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my eie af. Ek het die volmag om dit af te lê en ek het die volmag om dit weer op te neem. Dis die opdrag wat ek van my Vader ontvang het. Waar ek die verdeeldheid in my Here gekom oor hierdie woorde, baie van hulle het gesê, hy is met die duiwel besete, hy is mal. Hoekom luister julle nog na hom? Ander het gesê, dis nie die woorde van 'n besedeling nie. Die duiwel kan tog nie blindes se oë genees nie. Ek herhaal vir ons 2 verse. Vers 9, 11 en ook vers 14. Ek is die ingang, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en weide kry. Vers 11. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. En dan ook vers 14. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my. Hou dit gerus nog voor u, soos ons daar kan kyk. In die gedeelte wat ons daar gelees het, vertel Jesus 'n gelykenis. Johannes noem dit 'n beeld. Dis beeldspraak. En ons weet dat wanneer hy gelykenisse vertel, wil hy ons iets leer daardeur. Dis 'n gelykenis oor skape en hulle herder. Eintlik iets wat ons goed ken, en ek is seker dat ons dit in ons omgewing ook gereeld sien. Miskien lyk dit so 'n bietjie anders as in die antieke Palestina, waar Jesus geleef het, waar hy op aarde was. Dis 'n gelykenis oor verhouding met hom. Om seker te maak ons verstaan dit reg, dan gaan ons eers vir 'n oomblik stil staan by die gelykenis self, die eerste 5 verse van die hoofstuk. En daarna gaan ons kyk na die betekenis daarvan. Wanneer mense 'n gelykenis hoor, moet jy eintlik die toneel vir die oë sien afspeel. Ons weet dat Jesus in sy evangelies dikwels gebruik maak van gelykenisse. En hy gebruik dinge wat die mense rondom hulle gesien het, soos hulle in hulle alledaagse lewe aangegaan het. Dink jy terug aan 'n landelike gebied in antieke Palestina, oudtydse Israel. Dis daardie tyd van die jaar waar die skaapwagters of die herders
hulle kuddes die weidingvelde inneem sodat hulle kan gaan wei. Hulle het gaan wei op gemeenskaplike weidingsgronde. Dikwels langs in wildernisgebiede waar roofdiere rondbeweeg. Teen laatmiddag neem die herders hulle skape na 'n gemeenskaplike kraal toe waar hulle die skape laat oornag. En hulle stel 'n onderherder of 'n deurwagter aan om die ingang van die kraal te beskerm. Hier sien ons al klaar hoe dat hulle verskillende herders hulle kuddes laat meng in daardie kraal. Deur die nag pas die deurwagter of die onderherder die skape op en wanneer daar roofdiere kom te hulle van die jaag. As daar skelms kom moet hy die ander herders wakker maak sodat hulle iets kan doen. In die oggend staan die herders vroeg op, stap hulle na die kraal toe en gaan soek hulle skape. Wanneer hulle by die ingang kom, stop die deurwagter hulle om te kyk of hulle een van die herders is van die skape in die kraal. Sodat nie miskien 'n dief is nie. En as hy die herder herken, laat hy hom ingaan. En dan gaan staan hy by die ingang en hy roep hulle op hulle name. Blommetjie, lapoor, krulsterk, elkeen op sy naam. Ek is seker dat die skape op vandag se plaas nie elkeen met 'n naam het. Hulle sien hom, hulle hoor hom, hulle ruik hom, en dan volg hulle. Hy loop voor hulle uit die weivelde in vir die dag se weiding. Vandag se tyd kan ons die verhouding wat daar tussen hierdie herder en sy skape is miskien vergelyk met tye van droogte waar die skape die bakkies aankom op die plaas en reeds weet hulle moet nader beweeg want hulle weet daar gaan kos wees. Was eintlik 'n vertrouensband. Hulle ken die boer of die werker in die bakkie. Net in die skape se vertroue in die gelykenis kan 'n mens agterkom hoe hierdie verhouding tussen die herder en die skape werk. Dis 'n liefdevolle verhouding. As hulle in die veld deur roofdiere verjaag word, sit hy die roofdiere agterna. Hy gaan vang of hy gaan red die lam in die roofdier se bek. Dis Dawid dit vir ons verduidelik in Konings. As die water in die weiding begin opraak, sorg hy met tyd sodat hulle kan skuif na ander weidingsgronde. Miskien kan ons hierdie verhouding vergelyk met dit wat kinders op die plase sien vandag, wanneer jy 'n hanslammer groot maak en hy soos 'n troeteldier word. Hy kom sit sommer op jou skoot. Hy vertrou jou. Dis waaroor hierdie gelykenis gaan, die verhouding tussen hierdie herder en sy skape. 'n Diep, liefdevolle omgee verhouding. Nou, daar's ook 'n ander deel aan die gelykenis. Ons lees nie net van die herder en sy skape nie, ons lees ook van hierdie skape se bedreigings. Die vyande, die gevare. Ons wil eers van veediewe wat in die nag kom en die skape wil steel. Hulle gaan nie by die ingang van die kraal in. Hulle klouter oor die muur of deur die kraal se heine om die diere te steel. As iemand nie by die voorkant inkom nie, moet die wagter by die deur weet hier is moeilikheid. Dis soos wanneer mense 'n vreemde voertuig op die grond sien rondry en hy nie by die ingang ingekom nie. Jy weet daar is iets fout. Die tweede gevaar waarvan ons hoor klink asof dit gaan oor die wilde diere, maar dit gaan eintlik oor die huurling wat die skape ontbloot sodat die wilde diere hulle kan vang. 'n Huurling is iemand wat die skaapwagters of die herders huur om na hulle skape te kyk, maar dis kontrakwerk. Dis nie sy eie skape nie. Sodra daar gevaar kom, vlug hy en los die skape om gevang te word. Jy sien, dis ook 'n gelykenis wat gaan oor die gevare wat die skape in die oog staan. Wat beteken hierdie gelykenis oor herder en kudde en die gevare wat hulle ervaar? In vers 6 hoor ons dat Jesus die gelykenis begin uitlei en mense dit nie verstaan nie.
En is duidelik dat die gelykenis ten diepste na hom verwys. Dit gaan nie net oor skape en herders nie. Dit gaan oor geloofswerklikheid wat ons moet verstaan. En vers 7 maak Jesus sy eerste ek is stelling in die gedeelte. Hy sê, ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers. Maar die skape luister nie na hulle. Ek is die ingang. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en beide trek. Wanneer ek sê ek is die ingang, brei hy eintlik verder uit op die gelykenis. En hy maak dit duidelik dat die skape deur hom die kraal kan binnegaan. 'n Ingang gee tog toegang vir 'n mens. Ons moet nie dink aan 'n deur wat sluit nie, ons moet dink aan 'n deur wat oop is. Deur hom kan die skaap by die kraal ingaan. In Johannes 14 vers 6 hoor ons nog 'n ek is uitspraak waar ons sal stil staan in die volgende weke waar Jesus sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Dit sluit direk hierby aan. As Jesus die ingang vir sy skape is, beteken dit dat 'n mens deur hom deel kry van God se volk. Dat 'n mens deur hom 'n kind van God word, deel van sy kudde. Wanneer 'n mens ook sien en erken dat 'n mens niks kan bring om deur God aanvaar te word nie, maar slegs deur sy genade deel kan wees van sy kerk, dan het 'n mens ingegaan. En dan mag jy ingaan en uitgaan en beide kry saam die res van sy skape. Hierdie geloof omhels ons die evangelie en word as deel van die Here se kerk deur eeue heen. Mense wat hy vir hom uit alle volke, tale, stamme en nasies bymekaar maak om syne te wees. En begin hy die nuwe lewe hier binne ons wakker maak. Hy wek ons op tot nuwe lewe. Vers 10 sê Jesus, die dief kom net om te steel en te slag en uit te roei. Maar ek het gekom sodat hulle kan lewe en die lewe in oorvloed kan hê. Hoor jy dat die Here ons hier binne lewend wil maak? Dat hierdie verhouding met hom nie maar net 'n oppervlakkige verhouding is waar mens kerk toe kom en deel is van alles wat hier gebeur nie, maar waar mens 'n verbintenis met hom ervaar. Die lewe in oorvloed. Dis nie materiële voorspoed of oorvloed nie. Daar's genoeg dele in die Bybel wat vir ons wys dat ons kry en opneem en dat ons ook vervolging op hierdie aarde sal ervaar. Ons sal swaar kry wees. Maar hierdie lewe in oorvloed is 'n lewe te midde van al hierdie dinge. Wanneer 'n mens deur Christus na sy Vader toe kom, dan raak sy diepe genade in mens hart. Dis die almagtige God wat homself afbuig om homself te bemoei met klein en nietige mense. Mense wat stoei met dinge. Stoei met sonde en gebrokenheid en hartseer. Mense wat maklik alleen en eensaam voel. En hy kom vul ons deur sy Gees, sodat ons weer in sy vrede mag leef. Laat ons nou stil staan by Jesus se tweede ek is uitspraak. Dit is ook vir 'n oomblik kyk na hierdie gevare waarvan ons lees in die gelykenis. Die diewe wat kom steel of die huurlinge wat die skape maar alleen los. Met die verwysing na diewe regte verstaan, moet ons twee dinge in hierdie gedeelte optel. Ons moet die konteks van hierdie hoofstuk verstaan. Veral kyk na die vorige hoofstuk en ons moet ook raak sien dat dit 'n terugwysing na die Ou Testament is. Jesaja 34. Net in die vorige hoofstuk lees ons van 'n jong man wie se oë Jesus genees het. Hy het hom van blindheid genees. Wanneer die Fariseërs en die skrifgeleerdes hom dan vra, begin hulle hom eintlik intimideer. Hulle vra vir hom wie jy genees, maar Jesus het dit op 'n Sabbatdag gedoen. En wanneer hy nie anders kan as om te bely dat hy die Messias is, die beloofde seun van God wat gekom het, dan verban hulle hom uit die tempel uit. Hulle het eintlik met soveel woorde vir hom gesê, dat hy nie meer deel mag wees van God se volk en van sy skape, omdat hy Jesus bely as die Messias.
Die hoofstuk is definitief verbind aan daardie gedeelte, dat aan die einde van ons hoofstuk is ons weer gehoor dat daar terugverwys word na die man, na Jesus as een wat blind is kan genees. Jy sien, die Fariseërs en die skrifgeleerdes is die geestelike leiers van Israel, die herders. Hulle is veronderstel om die Here se volk op te voed, sodat hulle hom mag ken as die ware herder. Om hulle te bedien met sy genade. Om hulle te versorg en lief te hê. Maar al wat hulle doen is liefdelose heerskappy. Harde heersers. Hier is ook 'n terugwysing na Jesaja 34 waar ons ook lees, waar die Here praat oor die volk se leiers as herders, maar herders wat sy volk verwaarloos en die skape opeet. Sien, dit is die gevaar wat hierdie skape in staan. Dis geestelike leiers wat hulle wegtrek van die ware leier. Wat aan die een kant of kommunikeer dat 'n mens met alles reg doen, wettisisties, die Here se liefde verdien om deel te wees van sy volk, van sy kudde. Of leiers wat kommunikeer dat die Here se wet nie saak maak nie, dat mens eintlik maar kan doen net wat jy wil. Die evangelie leer vir ons dat ons tegelijkertijd moet erken dat ons gebroken en sondige mense is, wat nie in ons eie voor God kan kom staan, wat het nie recht kry om sy wet net na te kom, maar terselfdertyd mense is wat sy genade ontvang, wat meer geliefd en gevind is, as wat ons ooit besef. Dis wat herders wat in diens van die ware herders staan en kommunikeer. Laat ons dadelik dink aan die werk van ouderlinge en die lakens en predikant in die gemeente. Ons is mede-lidmate wat die gemeente en mekaar moet bedien met die evangelie. Sodat ons almal na die ware herder kan kom. Dit bring ons dan by die tweede ek is uitspraak wat Jesus in die gedeelte maak. Hy sê ek is die goeie herder. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Ek is die goeie herder, ek ken my skape en my skape ken my. Jy sien, wanneer mens deur die geloof die kraal binnegaan, dan is jy nie net in die veiligheid van die kraal nie, maar dan het jy 'n herder wat na jou omsien. 'n Goeie herder wat sy lewe vir jou gee. Wanneer Jesus hier sê, ek is die goeie herder, moet dit ons terug gaan dink na dieselfde gedeelte in die Ou Testament waar God gepraat het oor die volkse leiers as herders wat sy volk opeet. Hy is die goeie herder wat beloof is. Daar beloof God reeds dat een sal kom wat sy volk in mekaar maak. Wat sy kudde, sy skape agter elke bos en rand gaan haal. Dis waarom hy gekom het. Ons sien die goedheid van hierdie herder die duidelikste daar waar hy sy lewe vir die skape aflê. Hy het mens geword, hy het vlees geword, soos ons, ware mense en ware God. En in ons plek as die lam is hy geslag. Die goeie herder wat sy lewe aflê. En let op hoe Johannes dit hier stel. Hier word herhaaldelik gesê dat sy lewe nie van hom afgeneem word nie, hy gee dit. Hy lê dit af. Dis 'n liefdesdaad van God. Ons was as herderlose skape wat in die veld gelos is, uitgelewer aan drywe roofdiere. Maar hy het ons kom soek en met mekaar getrek. En ons sien die dieptepunt van hierdie goeie herder se goedheid juis daar aan die kruis. Nou mens dit glo, dan het hierdie kraal binne gegaan. Dan is daar die vertrouensband wat begin tussen skaap en herder. Dit word deur treffende woorde beskryf in die gedeelte. Jesus sê hier, ek ken my skape en hulle ken my. Onthou hoe die herder sy skape op die naam geroep het. En hy vergelyk dit met iets treffends. Hy sê, ek ken my skape en hulle ken my net soos die Vader my ken en ek die Vader ken. Hoor jy dat hy ons
wil 'n deel kry aan dit wat hy uit die ewigheid by sy Vader ervaar. Die ewige liefde, ewige intimiteit, ewige sorg. Dit wat hy ons bied is absolute sekuriteit. Niks kan hierdie verhouding opbreek nie. Dink maar aan die verhouding wat hy met sy Vader het, selfs in die dood, en waar die verhouding breek. Voor sy sterwe, sê hy, Vader, ek gee my gees oor aan U. Wanneer hy opgewek word uit die dood, is dit die Vader wat hom deur die Gees opwek. Wanneer Jesus sê, hy ken ons, dan beteken dit ons het 'n persoonlike ervaring van hom. 'n persoonlike verbintenis, waar ons hom leer ken vir wie hy is, waar ons met hom praat, waar ons daagliks sy woorde opsit. Dis wat hy vir ons wil bied. So 'n verhouding kom deur die Heilige Gees en binne ons uitroep dat ons kinders van God is. In Romeine 8:15 hoor ons hierdie treffende getuienis. Daar staan die Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Maar in daardie tye wat ons so stoei met ons verhouding met die Here, dan is dit die Heilige Gees wat kom en ons kom herinner aan die waarheid dat ons geliefd is deur God. Dat ons weer kom optel sodat ons na hom toe gaan. In Jesaja 44:5 word ook gepraat oor die Heilige Gees wat sal kom. En daar staan dat hierdie Gees hierdie woorde laat uitroep: ek behoort aan die Here. Of dat hy die kinders van God so lei dat hulle op hulle eie hand skryf, die Here se. Dis die teenoorgestelde van dit wat ons hoor in Matteus 7, waar Jesus vertel oor die laaste dae, en hy sê, daar sal mense kom wat gaan uitroep: Here, Here, het ons nie in U naam mense genees nie, het ons nie in U naam bose geeste uitgedryf nie, het ons nie in U naam geprofeteer nie, en dat hy sal sê, ek ken julle nie. Hierdie is die teenoorgestelde van dit. Ek ken julle. Hoor jy die oproep van die Here? Hoor jy sy stem? Kom dan so na hom toe. Kom met daardie dinge waarmee jy stoei in jou hart. Met die bekommernisse, met die onsekerheid, die vrese. Kom na hom toe wat die lammes teen sy bors hou, Jesaja 40:8. Kom leef as deel van sy kudde. As 'n mens sy stem so hoor, dan is daar 'n opdrag wat ons het in hierdie lewe. En ons vind dit in die laaste gedeelte van wat ons gelees het. Jesus vertel hier wat van ander skape wat ook deel is van sy kudde, wat ook moet deel raak van sy kudde. In vers 16 hoor ons dat daar staan, daar is ook ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei, hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. Die Here het nog skape wat vandag nie hier is nie. Hy het nog skape wat sy stem moet hoor. En hy roep ons op om sy woorde te gaan deel. Hy roep ons om ander op te roep en te sê, kom, die goeie herder is hier. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, Here, U gee vir ons die woord en dit is so ryk. Dit tref ons harte. Dit laat ons hinker na U. Vader, kom, vernuwe tog ons gees. Bring tog groei. Sodat ons nog meer en meer mag verstaan van wat hierdie beteken vir ons lewens. Nie net hier op 'n Sondag wanneer ons hier in die erediens by mekaar is nie.
maar ook wanneer ons leef in die wêreld. Here, wanneer ons skool toe gaan, wanneer ons met maats speel, wanneer ons by vriende kuier, wanneer ons verhoudings betree. Here, daar by ons werk. Wil U tog vir ons nuwe perspektief gee. Maar sodat ons kan verstaan wat dit beteken om in die kerk te wees. Dat ons nie maar te klein sal dink van wat dit beteken om een van die kinders te wees nie, Here. En Vader, ons bid vir U kerk reg oor die wêreld. Ja, Here, in elke land, wil U tog mense uit elke volk, stam, taal en nasie na uit toe trek, dat hulle ook U stem mag hoor. Here, ons bid vir U kerk in ons land, Here, oor die verskillende denominasies heen, waarvoor mense U waarlik bely, dat U getuienis mag uitgaan. Ons bid vir kerke in ons dorp. Ons dink aan die enige kerk, Family Church, wat ander kerke hier ook al mag wees, dat U woord suiwer verkondig mag word, en dat ons U saam mag dien. Ons dink ook aan gemeentes in ons eie kerkverband, wat in hierdie tyd swaar kry, kerke in ons klasses in ons omgewing, wat nie predikant het nie. Wil Here tog lei en vashou. Vader, dan bid ons ook vir diegene onder ons wat in die afgelope tyd deur operasies is, wat dalk stryd met hulle gesondheid. Here, ons dink besonder aan ons matrieks wat eksamen begin skryf, rekord eksamen, binnekort eindeksamen. Wil Jy dit tog rustig maak en vrede gee vir ons? As daar bekommernis en angstigheid is, wil Jy dit tog wegneem. Here, ons dankie dat ons so na U toe mag kom as ons herder, ons versorger. Here, en as daar van ons is wat stoei met diep hartseer of stikkendheid in ons harte, wil U tog gee dat ons ervaar hoe U ons optel en teen die borse, soos die herder wat sy lammetjie bedra. Dat ons deur U liefde genesing mag ervaar en versorging. Vader, ons kom na U toe en vra dat U vir ons reën sal gee op die tyd. Here, ons het dit nodig. U weet hoe afhanklik ons daarvan is. Dankie dat ons so as U kinders na U mag kom. Amen. Was nou vir die geleentheid om die liefdegawe te gee. Die kollekte onder die erediens is vir barmhartigheidsdiens en dan vir die deure vir sustentasie. Dalk net vir ter verduideliking, sustentasie beteken dat waar daar gemeentes is wat nie 'n predikant kan onderhou of kan sorg dat die woordverkondiging kan aangaan, dat ons as kerkverband hulle probeer help. Dis waarvoor die kollekte by die deure gaan. So Psalm 121 Psalm sing, vers 1, 2 en 4. Vers 4
Die Here sal jou bly gadeslaan, en onder gevaar sal hy jou siel bewaar. Wanneer jy uit of in mag gaan, hy is nou as beskermer, is ewig jou beskermer. En die woord gadeslaan beteken hy hou 'n mens op, hy pas op, hy kyk vir jou. Die Here sal jou bly gadeslaan. Ons sing hierdie psalm en daarna vang ons die Here se seën. Kom ons staan en sing ons hartlik saam. Kyk nou en sien hoe die Here u seën. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal u genadig wees en u tot u rede verskyn. Die Here sal u gebede verhoor en aan u sy vrede gee. Net 'n paar afkondigings. Ek kan nou in die Besenbos die verjaarsdag sien. Ons het verlede week se verjaarsdag weer ingesit. Dankie aan ander dat dit so gesit het vir ons. Dan rondom die erediens, ons het volgende Sondag hervormingsdiens. En ons gaan dit gesamentlik met die NG Kerk hou, hier in ons kerkgebou. Dit is dan ook 'n diens wat onder toesig van die NG Kerk is, maar ons nooi hartlik om te kom. Ek gaan self voortgaan in die woordverkondiging en dan is daar ook dope wat die NG Kerk wil bedien. Aangesien dit onder hulle toesig is dit ook reg so dat hulle dit doen. Dit is 'n wonderlike geleentheid waar ons ook as gemeentes die Here saam kan kom aanbid. Dan herinner ons ook aan die kateksasie. Hierdie week is dit les 24, direk hier na die diens, ons open in ons klasse. Volgende week is daar nie kateksasie nie, maar die laaste les word dan die week daarna, daar die eerste Sondag in November aangebied. Dan is ons klaar met die lesse vir die jaar, maar as daar van die kategete is wat graag hersiening wil doen van sekere van die dele wat ons gemis het tydens die inperking, dan gaan hulle dit so reël met die katekesante en hulle ouers. Dan herinner ons ook net aan die uitdagingskomitee se vergadering môre aand by die kerkgebou, 4:15. Want dit seker maak ons dit alles. Ons gaan ook die dubbeldeur aan die kant oopmaak nou. Dan is daar meer as genoeg ruimte vir almal om ook te kan uitbeweeg na buite. Mag dit 'n mooi en geseënde Sondag en week vir almal van u wees.